Kom ons begin. Psalm 100, seker die bekendste psalm. Ons sing die hele psalm 100 en dis 'n lied wat gesing word as jy die tempel binne gaan. As ons die erediens ingaan, kom ons staan, dan jubel ons saam hierdie lied saam. Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 en ons erken God dat hy God is, maar ons sing ook van sy troue liefde, sy goedertierenheid, sy belofte van ewige liefde en trou aan elkeen van ons, vasgemaak in Christus. Kom ons jubel hieroor. Ons het God geloof en geprys, ons is in sy midde, so kom. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here. Hy is ons skepper, hy is ons God, ons is sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan voort om die Here te loof met die sing van Skrifruiming 1:10. Ons sing daar vers 1 en vers 2 en ons sing van sy heerlikheid en van sy majesteit. Ja, kom ons loof ons Here. Kom ons bely dit wat ons in ons harte glo van die drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In ons versoeningsdiens gaan ons saam lees uit Markus 10 vers 17 tot 22. Die opskrif daar is die ryk man. Toe hy uitgaan om sy reis te hervat, hardloop daar iemand na hom toe, kniel voor hom en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Jesus het hom geantwoord: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, en dit is God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie bedrog pleeg nie. Eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord hom: "Meester, al hierdie dinge het ek van jongs af nagekom." Jesus het stip na hom gekyk, hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy, kom hier, volg my." Maar hy het terneergedruk geword op hierdie antwoord en bedroef weggegaan, want hy baie besittings gehad. Ek wonder wie van ons kan vanmôre sê, soos hierdie jong man, wie van my jong dae af, streef ek daarna om met alles in my die wet van God so stiptelik as moontlik na te kom. En wie van ons kry dit reg? Ek weet nie waar iemand is wat bereid is om sy hand op te steek nie. Nie een van ons nie. Nie een van ons nie. En juist daarom kom Jesus na hierdie man toe. As hy sê, maar wie, ek doen al hierdie dinge. Wat eintlik sê, maar wie, die wet is nie vir my 'n probleem nie. En dan kom Jesus en hy sê, maar okay, gaan verkoop nou alles. En dan die belangrike is, volg my. Want sien, dit is by Christus waar die wet ons altyd wil uitbring, as hy ons sondes uitwys. As hy sê, maar nie een van ons kan hand opsteek en sê, maar wie, ek is self uitgesorteer met die wet nie. Daarom sê Jesus ook vir elkeen van ons, maar kom na my toe, kom volg my. Kom ons gaan na die Here toe en ons bely ons eie sonde swakheid. Ons sit dit voor hom neer, maar ons sit ook ons hoop en ons verwagting, ons geloof op hom wat vir ons elkeen sê, maar kom volg my. Jesus Christus, ons verlosser. Terwyl ons so bly sit, Liedboek 232 vers 1 en 2.
Here ons Here, wie is hy of sy wat na U kan gaan en by U op U heilige berg verkeer? Wie is hy wat met vrymoedigheid in U midde kan wees? Is hy wat volmaak U wet en U woorde nakom, wat volmaak kan lief hê? Here, so weet ons, nie een van ons kan dit doen nie. En so nader ons U, so soek ons U op, so loof en prys ons U net in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Hy wat na elkeen van ons roep opnuut ook vanoggend, maar volg my. Hy wat ons elkeen volmaak lief het en sy liefde vir ons aan die kruis gewys het, soveel so dat ons niks hoef by te sit by sy volmaakte offer aan die kruis nie. Vader, mag ons elkeen ons vrede in hom alleen vind. Mag hy alleen ons leidsman wees, ons enigste troos, ons enigste hoop, ongeag ons omstandighede. Vader, wil U self deur U Gees kom en die waarheid van die kruis evangelie oor elke hart uitstort, dat ons kan glo, kan hoop en kan lief hê. Wees saam met ons as ons nou die Bybel uit gaan lees, lei ons en vestig in ons 'n Christusgesindheid. Lei ons in die lig van U woord en kom, o Gees, kom vul ons harte en ons gedagtes meer en meer. En wys veral uit waar daar 'n skadelike weg mag wees. Bring ons tot bekering sodat ons waarlik bekeerd kan wees. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Voor ons gaan saam lees uit Filippense 2, kom ons sing saam, gaan staande sing, lied 528, vers 1 en vers 2, waar ons juist vir die Here vra, soos wat 'n pottebakker sy pot vorm, dat die Here ons moet vorm, soos hy ons wil hê, nie soos wat ons wil wees nie. Kom ons sing en dan staan en sing ons hierdie lied saam. Skriflesing kom vanmôre uit die baie bekende Filippense 2 vers 1 tot 11. Filippense 2 vers 1 tot 11. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag
as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belang om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Tot sover ons skriflesing, ons gaan veral let op hierdie woorde in vers 5, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Verlede week het die Heilige Gees ons in die lig van Titus 3, vers 4 en 7 daarin herinner, dat die goeie nuus van Christus, ja, dat die Gees dit onkeerbaar oor ons uitgegiet het. Nou is ons kinders, verloste kinders van God. Ons is mede-erfgename van alles wat aan Christus behoort. Elke verhouding, ongeag hoe lank daai verhouding is, hoe lekker daai verhouding is, of hoe lekker daai verhouding is nie, speel af in die lig van hierdie waarheid. Dis hierdie waarheid waarby Paulus ons uitbring as hy hierdie gedeelte begin, as daar liefde is, laat daar eensgesindheid wees. As Christus in julle midde is, mense moet eensgesindheid die normaal wees. Dis eintlik wat hy vir ons wil sê. Iets van Christus se hart moet in al my verhoudings, die goeies en die nie goeies, laat skitter. Maar dit moet Christus laat skitter. En daarom skryf die apostel, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Om mooi te verstaan wat die apostel en die Heilige Gees vir elkeen van ons wil leer vanmôre, moet ons eers gaan kyk, maar wat is dit wat ons harte van nature dryf? Hoe tree ons op ons eie op? Die tweede een is, maar wat dryf Jesus se hart? En in die derde plek, maar hierdie baie groot opdrag wat Paulus hier skryf, en die Gees vir elkeen van ons sê, maar daai gesindheid moet ook in ons harte wees. Kom ons kyk eers, maar wat dryf ons harte van nature? Die gelowiges in die gemeente van Filippi is eintlik 'n baie goeie voorbeeld van die mens op sy eie, sy beste. Is so 'n mooi voorbeeld ook vir ons vanmôre. Ons kan baie by hulle leer, want alhoewel hierdie gemeente en die lidmate baie naby aan die apostel Paulus was, dat hy in hoofstuk 1 skryf van sy innige liefde vir hierdie gemeente, en hulle hom baie gehelp en baie gestaan het, was daar 'n tweestryd in die gemeente. Twee medewerkers van die apostel in die gemeente, Euodia en Syntyche, het koppe gestamp. En natuurlik het dit daartoe gelei dat daar onmiddellik kampe binne die gemeente was. Jy het die Euodia groep gehad en jy het die Syntyche groep gehad. En nou kan 'n mens dink, as jy nou so 'n ding binne 'n gemeente het, is dit nie goed nie. Verskillende kampe. Dis elke vergadering is dit baklei. Elke vergadering is daar verskille. Ja, twee kampe moes ontstaan het. En Paulus moes daarvan te hore gekom het, terwyl hy in die tronk sit. En dit het gemaak dat hy dan ook hierdie brief van hom aan hulle geskryf het. Dit is maar net so, waar jy twee mense kry, sal jy een of ander tyd konflik kry. Gaan hulle iewers koppe stamp. En natuurlik, hoe inniger die verhouding is, hoe nader ek aan iemand staan, hoe baie keer is dit dat die koppe stamp en die konflik seerder word, intenser word. Dit is nou maar net so. Want ek kan vir iemand kwaad raak, as dit 'n kassier is by die bank of iets, ek kan nou vir hom kwaad raak vir swak diens. As ek wegstap in my kar en klim, gaan ek miskien nog daaroor dink, maar ek gaan aan met my lewe. En dis verby. Maar
binne 'n innige verhouding, binne 'n huwelik, binne 'n familie, binne 'n verhouding wat oor jare strek, binne 'n vriendekring, binne 'n gemeente, waar ons verhoudings 'n ewigheid gaan duur, kan hierdie verskille geweldig intens wees. Ja, verskille het gekom om te bly, en konflik is so deel van elke verhouding, en konflik is 'n goeie ding, maar dan moet ons dit op God se manier hanteer. Ook ons verhouding met God gaan oor die groot konflik tussen ons en hom. Die tragiese waarheid is, die sleg as dit kom by verhoudings, is die feit dat ons elkeen net op ons eie, net altyd ons eie belang sal dien. Van nature sal ek en jy altyd daarna toe terugkeer. Nie een van ons kan sê, maar dis ek nie. Ons elkeen is. Vanaf die sondeval is ons op ons eie as slawe verkoop in ons eie ek. Ek sê weer, nie een van ons spring dit vry nie. Van die oomblik toe Eva die duiwel se leuen geglo het, waar hy gesê het, as jy hap, dan sal jy word soos God. Ja, van daai oomblik af, wat sy die vrug geëet het en geglo het, sy sal soos God word, was sy as 'n slaaf verkoop in haar eie ek. Ook Adam en almal wat na hulle gevolg het. Op ons eie sal ek en jy altyd slawe van ons eie ek wees. Nou, sommige se eie ek slawerny is baie maklik om raak te sien. Hulle hoogmoed, hulle eie waan, hulle eie geregtigheid skitter in al hulle woorde in dade. Hulle wen elke geveg, sê altyd die laaste woord, het vrede wat hulle verniel en wat hulle stikkend agterlaat as hulle uit 'n vertrek uitstap. Ons almal ken sulke mense. Ander se eie ek of slawerny kan maklik weggesteek word. Is baie meer subtiel. Maar as jy fyn kyk, sien jy ook die eie ek agter dit alles raak. En ek wil amper glo dat elkeen van ons is iewers tussen hierdie twee uiterstes, van 'n regte eie ek, hoogmoedige, tot daai een wat op 'n baie subtiele manier, maar net altyd sy eie ek dien. As jy mens van vlees en bloed is jy iewers tussen hierdie twee uiterstes. Soos Dawid moet ons maar elkeen bely vanmôre. In sondeskuld is ek gebore. Sondig toe my moeder met my swanger geraak het. In elke verhouding daag ek en jy op met 'n eie ek gesindheid. En wie julle net soos Eva glo ons, Eva wat gedink het, wie jy dis een hap, dan is ek soos God. Net soos Eva glo ons, wie as ek net hierdie geveg wen, as ek net hierdie een ding doen, dan wen ek die geveg en is ek die God in hierdie hele verhouding. En dit gaan my goed laat voel. Ek gaan die beste wees, die sterkste. Op ons eie is ons elkeen aan hierdie slawerny uitgelewer. En wie julle eintlik sien, mense dit baie maklik raak in jou eie lewe. Jy moet net eerlik genoeg wees met jouself. Hoekom wil ons so graag hê iemand moet iets sê as ek iets gedoen het? Wie as ek 'n koek bring na 'n teeparty toe en niemand sê eers of die koek lekker was of sleg was nie, dan gaan ek huis toe en ek wonder, niemand het eers iets gesê oor my koek nie. Hoekom? As Dominee Hendrik nou gaan huis toe loop en niemand sê iets oor sy preek nie, maar niemand het iets gesê nie. Hoekom? Want Hendrik wil goed voel. Dis die eie ek. Dis die eie ek. Hoekom raak ek so kwaad as iemand 'n ander mening as ek oor 'n saak het? Want ek het die enigste regte antwoord op al die vrae wat gevra kan word oor 'n saak. Ek het altyd volledige insig. Ek weet altyd die beste. Daarom raak ek so kwaad as iemand met my verskil. Hoekom kan ek nie vir mense nee sê nie? Of sloof ek my dag en nag af om alles gedoen te kry? Laat ek klomp dinge na wat belangrik is, want die wêreld hang van my af. As ek nie hierdie mense help nie, as ek nie dit doen nie, dan gaan hulle lewe in duie stort en kan ek nie hulle verlosser
of redder wees nie. Ja, wie gaan hulle red? Wie gaan hulle help as ek hulle nie help nie? Dominee Hendrik se nommer 1 siekte. Ek steek my sonde vir almal, ook vir myself weg. Ek weier om eienaarskap te vat van my eie sonde. Want wie ek is om nou net beter as dit, om sonde te kan hê soos ander mense. Die eie ek kan nooit sy eie foute raak sien nie. En daarom hou ek nie daarvan as iemand my sonde vir my uitwys nie. Nie een van ons luister met 'n lied in ons hart as ons sonde uitgewys word nie. En as iemand verkeerd gedoen het, ja, ek sal sê ek vergewe, maar hier in my hart hou ek aan om 'n ou bietjie wrok te koester. Ek sal nooit weer by daai plek gaan koop nie, want hulle het vir my slegte diens gegee. Ek meen die eie ek, hoe kon hulle dit waag om vir Hendrik slegte diens te gee? Of daai een moes aan die slegte gevolge gedink het voordat hy dit of dat aan my gedoen het. Daarom sal ek hom nie vergewe nie. Of ek sal vir hulle sê ek het vergewe, maar ek weet, hulle sal nie weer naby my kom nie. Hoekom raak ek so kwaad as mense oor my praat of skinder? Is ek gereeld bekommerd daaroor, maar wat sê die mense van my? Aan wie dink ek heeltyd? Die eie ou ek. Is dit net Hendrik wat met hierdie goed sukkel? Of is daar dan ietsie daarvan, van jouself ook? En ek wil sê, iewers gaan ons almal hierby inpas. Agter elke besluit, agter elke woord, agter elke daad, binne enige en elke verhouding, is daar die eie ek, wat van my 'n slaaf wil maak. En op ons eie sal ons altyd slawe van die eie ek wees, en dit sal altyd die bepalende een in elke verhouding wees. Jy mag met my verskil hieroor. Ek glo dit met my hele hart. Dis waarna toe ek en jy altyd sal terugkeer. Van die skrif leer ons so. Dit sal net verander. Of dit sal altyd so bly, mits God in sy groot genade, deur sy Heilige Gees, ons harte oorstroom met dit wat Christus se hart dryf. Nou kan ons vra, maar wat dryf Christus se hart? Die enigste plek in al 4 die evangelies waar Jesus sy eie hart beskryf. As hy vir ons beskryf, maar dit wat sy hart dryf, is daai bekende groot uitnodiging van Matteus 11 vers 29. DV volgende Sondag gaan ons hierna kyk, né? Waar Jesus ons na hom toe nooi, dan beveel hy ons om van hom te leer, en die rede, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. Jesus beskryf sy hart met 2 woorde, sagmoedigheid en nederigheid. In die gedeelte waarna ons geluister het, kry ons dieselfde woord, presies dieselfde woord, as die apostel ons leer, dat teenoor die eie ek, wat altyd in selfsug of ydelheid net sy eie belang gaan dien, moet ons in nederigheid die een die ander hoër ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belang om te sien nie, maar ook na die van ander. Hoor julle die woordjie nederigheid? Dieselfde woord wat Jesus sy eie hart mee beskryf. Met hierdie woorde bring die Heilige Gees iets van die hart van Christus in elke verhouding in waarbinne ek en jy staan. Die Gees bring ons harte by Christus se hart uit. Hy doen dit deur iets van Jesus aan ons te wys wat sy hart baie deeglik verduidelik, sodat ek en jy kan weet, wat bedoel die Bybel met nederigheid? Want ons kan dit ook maklik verkeerd verstaan. Ons dink baie keer nederigheid is 'n softie. Ons dink baie keer nederigheid om min van myself te dink. As Paulus vir ons baie amper soos 'n prentjie teken en dit vir ons verduidelik, kom daai pragtige woorde van Filippense 2 van vers 6 na 11 waar hy dit vir ons verduidelik. En dan julle moet dit weer gaan lees. Dit bly aangrypend. Jy sien dit in jou oë. Jesus wat ten volle God is. Hy verlaat sy hemelse heerlikheid. Hy kom maak homself leeg. Raak ontslaaf van alles, kom word 'n slaaf, 'n mens soos ek en jy.
Om ook in al die sondige neigings, ook daai eie ek neiging, blootgestel te word, ook in die konfliksituasies waarbinne hy sou staan hier op aarde. Aan alles waarin ek en jy blootgestel sou word. Maar wat volmaak gehoorsaam gebly het en homself verder aan die kruis te verneder. Die woordjie wat hulle hier gebruik vir verneder is presies dieselfde woord wat nederigheid is in die Griekse taal. Jesus is nederig want hy verneder hom aan die kruis. Deur homself as 'n sondeoffer te gee om ons uit ons grootste ellende te verlos, om ons beste belang te dien. Sien julle wat nederigheid is? Jesus kom en hy hang aan die kruis. Hy maak hom leeg van alles wie hy is, wat hy het, alles. En hy maak hom vol met wie ek en jy in werklikheid is, vol van onsself, opstandig teenoor God. Ons dien net altyd ons eie belange. En hy sterf in ons plek. As die Bybel ons leer wat nederigheid is, dan bring dit ons altyd uit by die kruis, by Christus. Leeg van homself, om my en jou se belang eerste te stel. Jesus soek geen winste nie. Hy het nie sy eie belang nie. En so word hy die grootste wins wat enige mens kan bekom. Die grootste wins wat enige mens kan verkry of bekom. En juist daarom het God hom bo alles verhef, hom die hoogste eer gegee en hom beheer gegee oor alles. Gaan lees weer hierdie gedeelte by die huis. Gelees het veral as jy 'n moeilike konfliksituasie met iemand moet hanteer. Gaan staan net weer daar en lees dit. Jesus die gekruisigde leer ons dat nederigheid beteken nie om min van myself in 'n verhouding te dink nie. Dit beteken dat ek glad nie aan myself dink nie. Glad nie eers aan myself nie. Christus se nederigheid het die verhouding tussen ons en God herstel. Hy het alle konflik tussen ons en God verwyder. En daarom sê die Heilige Gees, wat in elkeen van ons harte uitgestort is, deur sy woord vanmôre, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Gesindheid is altyd 'n doelbewuste besluit wat deur my hart gedryf word. Jesus se hart van nederigheid, van volmaakte liefde, dryf hom om alles te gee. Ja, ons harte moet die besluit maak om leeg te word van onsself, terwyl dit die moeilikste ding vir elkeen van ons is om te doen. Om weg te stap van myself, die eie ek, my opinie, my manier van dinge doen, is vir elkeen van ons die moeilikste ding om te doen. Gaan kyk gerus weer. Gaan kyk na enige konflik in enige verhouding. As daar beklei is, konflik is een of beide van die partye weier om sy eie ek prys te gee. Dis vir ons die maklikste, natuurlikste ding om te doen, om op die hoë grond te gaan staan en aan ons eie ek vas te klou. Selfs al bewerk dit oneenigheid, verdeling, bitterheid. Selfs al vernietig dit alles wat vir my kosbaar is. Jesus is die Heilige Gees. Jesus is God in Christus deur sy Gees. My hart oorweldig, oorgiet soos ons laasweek gesê het, né? Met die liefde van Christus aan die kruis. Dat dit my gedagtes, my hele wese vul. En dat ek nederig word by die kruis. Eers as die Heilige Gees my deur die geloof laat sien hoe Jesus homself vir my leeg gemaak het aan die kruis, toe ek nog 'n vyand van hom was, toe ek nog in konflik met God was.
Eers as die Heilige Gees my ook opwek tot 'n nuwe mensheid. En 'n nuwe lewe in my hart uitstort. Dan kan ek wegstap van myself. Kan ek leeg word van myself om altyd my eie belange te dien. Iemand het geskryf, dit is die bevrydendste oomblik in sy lewe gewees, toe hy van die troontjie, sy troontjie, kon afklim. Maak jou vry. Vry om altyd elke oorlog te wil wen. Vry om altyd die laaste sê te wil inkry. Vry van baie dinge. Wat die strydende partye in Filippi so nodig gehad het, was net weer 'n kykie na die nederige hart van ons Here, was net dat hulle harte en Jesus se hart weer saam kon klop. Vandaar die mooiste beskrywing van Jesus se hart in Filippense 2 van vers 5 tot 11. Mag die Heilige Gees ons elkeen daartoe lei en bring, dat ons ook meer en meer voor hierdie gedeelte kom staan, om Christus se nederigheid te aanskou, om vol te word daarvan, veral as ek weet miskien, wie ek is op pad, om 'n moeilike saak te hanteer met iemand. Veral as ek weet, maar ek sukkel om hierdie konflik in my hart en my lewe uit weg te kry, gaan staan net weer by die kruis. Mag die Gees ons elkeen ook daartoe lei, dat ons al hoe meer op Christus sal vertrou. Want dan sal dit vir my makliker raak, om nie elke geveg te wil wen nie, om nie elke keer die laaste woord in te kry nie, om Christus te vertrou met die verloop van sake, maar om aan te hou om met sy gesindheid ander se belange eers te stel. Sien, wanneer dit gebeur, is ek nie meer 'n slaaf van myself nie, maar 'n verloste kind van God, wat vry is van enige iemand se opinie, want Christus is my vrede. Wat vry is om van iemand te verskil en om God geduldig met die saak te vertrou, want die waarheid sal seëvier. God sal sorg. Wat vry is om te vergewe, want enige iemand wat ek ontmoet, die een wat my vergewe, of wanneer ek iemand moet vergewe, ons almal ontmoet mekaar by die kruis, so skuldig, soos die ander een. Nie een kan op die hoë grond gaan staan nie. Ja, vry om nee te sê vir mense en myself 'n ruskans te gee. Want die wêreld is in God se hande. Christus is in beheer. God het hom tot Heer verhef. Ek hoef nie almal se verlosser te wees en Messias te probeer wees vir almal nie. Vry om vir iemand om vergifnis te vra of net te sê ek is jammer. Kom sukkel party mense so daarmee. Net om te sê ek is jammer, vergewe my. Ek is nie 'n God nie. As Jesus my nie heel gemaak het nie, was ek net so stikkend soos enigiemand anders daar buite. Ja, ons is vry om te leef, voluit te leef, wie God wil hê ons moet wees, sy verloste kinders. Jesus het na hierdie wêreld toe gekom om 'n slaaf te word, om in ons plek aan die kruis te sterf, deur homself te gee, om ons belange voor syne te stel. Ook het hy vrede tussen ons en God kom bewerk, wanneer sy woord en sy gees. Kom leer hy ons ook vanoggend, wat dit is wat ons verhoudings totaal anders te kan maak, as ons ook 'n Christusgesindheid in ons harte het. Mag die Heilige Gees ons harte en ons denke meer en meer rig op die nederigheid van ons Here, sodat dit ons elke dag makliker, meer en meer kan wegstap van die eie ek in elkeen van ons. Mag God ons hierin help en bystaan. Amen. Kom ons sing Skrifruiming 14:1, vers 2 en vers 3. En ons bemoedig mekaar ook met hierdie aangrypende woorde: wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk. Ja, deur sy Gees wil Christus sy gesindheid in ons harte vestig. Kom ons staan, waarna jy weer kan gaan sit, Skrifruiming 14:1, vers 2 en 3.
Soos dit ons gebruik is in die skooltyd, gaan ons ook weer aan met ons leerdiens, en ons kom by Sondag 4 van Herberg se katekismes, en ek weet nie wie van julle kan daai baie bekende gelykenis onthou van die groot uitnodiging waar Jesus, of die koning, het die bruilofsgaste daag nie op nie, dan nooi hy die mense, sy diensknegte uit, om almal van die strate en die kruispaaie te gaan haal, om na sy bruilof toe te kom, en dan kom die mense, hulle kon net kom, hulle is genooi, en dan lees die mense daar een ou is wat nie sy feeskleed aangehad het nie, en dan vang die koning hom, en dan gee hy hierdie opdrag, bind sy voete en hande vas, en gooi hom uit in die duisternis daar buite, daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Ek dink, meeste van ons dink, maar ja, is hierdie koning daarom nou nie onregverdig nie. En eintlik vanaf die sondeval moes hierdie woorde oor my en jou ook waar gewees het. Op ons eie verdien nie een van ons beter nie. Maar net soos in die geval van hierdie man wat nie sy feeskleed aangehad het nie, voel ons dat God, die koning in hierdie gelykenis, weet dat hy dan nou so 'n bietjie hard is, rarig. Almal is genooi en toe die ou nou daar kom en hy het nie 'n feeskleed aan nie, word hy verwerp. Maar sien, as dit ook by ons eie sonde kom, wil ons onsself altyd so bietjie verontskuldig. Daarom vra ons belydenis in Sondag 4, doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie. Sondag vir Sondag hoor ons Dominee Hendrik sê, maar nie een van ons kan die wet volmaak nakom nie. Is God dan nou nie onregverdig nie? En dan kom die mooi antwoord, nee, ons is nie onskuldig nie, want God het die mens so geskep, dat hy die wet kon nakom. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Ja, net soos die man in die gelykenis, is ons nie so onskuldig as wat ons graag wil wees nie. Want ons moet onthou wat ons nie altyd verstaan nie, destyds
As jy uitgenooi was na 'n bruilof, het die gasheer vir jou 'n feeskleed gegee en hy het jou mooi gemaak. Hy het jou voorberei vir die fees. Die feit dat hy op die fees nie sy feesklere aangehad het nie, beteken of hy sy feeskleed verkoop vir geld, of hy dit gaan vuil maak. Maar hy was voorberei vir die fees, dis soos hulle dit destyds gedoen het. Groot vraag, wat God in sy hele wet aan elkeen van ons vra is, het jy my lief? Hy het ons geskep, hy het ons alles gegee om lief te hê, om hom met alles in ons lief te hê. Het jy my so lief dat jy my volmaak gehoorsaam sal wees? Want hy het ons so geskep, en dis die een ding waarmee ons sukkel. God kan nie anderste as om hierdie vraag te vra nie. As hy sou toegee op sy besluit, as die mens God nie meer van harte hoef lief te hê nie, dan beteken dit dat hy as God nie meer ons liefde waardig is nie. Dan sou hy ophou om God te wees, want God is liefde. En die een ding waarna liefde altyd smag, die een ding wat hy altyd opeis, is liefde. Ook ons in ons verhoudings. My liefde vir my vrou eis haar liefde vir my op. Dis in enige verhouding so. As ek beweer ek het my vrou lief, maar ek gee nie om dat sy rondslaap nie. Ek word nie woedend as sy ontrou is nie. Sou julle met my saamstem as ek sê ek het haar lief? Ek kan mos nie my vrou lief hê en toelaat dat sy dit doen nie. Die antwoord is baie nie duidelik nee. Liefde sonder heiligheid en geregtigheid is nie waarlik liefde nie. Net so is God se heilige woede oor my sonde juis 'n teken van sy ware liefde vir my. Ja, ons liefdeloosheid, ons doelbewuste verbreeking van al God se gebooie, dompel ons in die allergrootste elende. As 'n heilige God wat volmaak regverdig is, moet hy ons straf. Dit maak hom nie 'n wrede sadis wat genot daaruit put om ons te straf nie. Hy sal dood eenvoudig nie God wees as hy ons onheiligheid nie regverdig straf nie. Nou, ons belydenis weet dat ons nie maklik hieroor praat nie. Daar is selfs gelowiges wat sê wie ons moet hierdie straf van God op ons sondes en dat daar 'n hel is. Dominees moet ophou om daaroor te preek. Julle gebruik dit in elk geval net om die mense bang te maak om die evangelie te glo, om kerk toe te kom. So reguit en eerlik as dit ons belydenis met ons is oor ons sonde, ons hoef dit nie weg te steek nie. En as ons op ons eie sou volhard sonder Christus, wat die uiteinde sou wees, is dit ook wonderlik om te weet dat ons belydenis nooit ver wegbeweeg van die kruis nie. Want die volgende vraag wat ons belydenis vra maar is God dan nie barmhartig nie? Meer hieroor volgende week. Ag, kom nou draai en 'n wenteling in ons belydenis nadat ons sonde uitgewys is, kom hy en nou kom hy maar hoe ons verlos kan word. Meer hieroor volgende week. Kom ons bid saam. Ja Here, ons dankie. Ons dankie vir u woord. U woord wat lewend en kragtig is, wat hart en siel binnendring, skeiding maak tussen lig en duister, tussen dood en lewe, tussen slaaf wees en om vry te wees, om 'n kind van die lewende God te wees. En dit is ons gebed vir mekaar vanmôre, dat u self deur u Gees ons harte sal binnendring, ons harte sal oorweldig met Christus se kruisliefde vir elkeen van ons. Dat ons hom met alles in ons sal omhels, sodat ons ware vry kinders van u kan wees. Vader, u weet, ons stry elke dag teen die eie ek. Ons het elke dag met konfliksituasies te doen, en ons is so vinnig om op te daag net as die eie ek, en ons vergeet so maklik wie ons in Christus is. Help ons hiermee. Staan ons by. Vader, as daar hardkoppigheid is, wil u dit verwyder. Wil u self ons bekeer
sodat ons waarlik bekeer kan wees. Maak ons vry mense in Christus, ware vry mense. Wees saam met ons elkeen in die week wat voorlê met ons werk, ons besluite. Ja, vestig in ons harte 'n vaste vertroue in die lewendige God wat regeer oor hemel en aarde. Dat ons nie bang sal wees nie, maar dat ons met 'n vaste stap altyd bereid sal wees om te getuig van Christus. Ja, versorg ons met wat ons nodig het. Ja, skenk aan ons die lewe in die volste sin moontlik. Wat Jesus sê in Johannes 10 vers 10, sy belofte aan elkeen van ons. Dis waarvoor hy gekom het, dis waarvoor hy gesterf het en opgestaan het, sodat ons kan lewe tot in ewigheid met hoofletters. Vader, ons wil bid vir hulle wat siek is in ons gemeente, hulle wat swak is, hulle wat oud en bejaard is. Ja, mag hulle ook in hulle harte die vryheid geniet wat daar in Jesus Christus is. Wil U ook wees by ons jong mense wat klaar matriek geskryf het en 'n hele jaar wat voorlê, nuwe besluite, nuwe rigtings. Ja, ons bid net dat U ook so by elkeen van hulle kan wees en dat hulle U hand in hulle lewens kan raak sien en dat hulle besluite kan maak sodat hulle U altyd saam met hulle op hulle lewenspad kan vat. Wees veral ook by al ons ander jong mense, ons kinders in die skole. Ja, gee vir hulle goeie onderwysers vir die jaar wat voorlê. Maak hulle leergierig om hard te werk en dat hulle kan sien, maar hulle doen ook hulle skoolwerk asof vir ons Here Jesus Christus self. Seën ons elkeen met 'n inkomste, ja, met kos op die tafel en ons wil bid, Vader, veral in ons land waar daar soveel armoede is. Ons hoef nie ver te kyk nie. Waar daar soveel ellende is, gee uitkoms in ons eie land, deur ons ekonomie te laat groei, deur vir ons goeie leiers te gee, wat goeie besluite maak, dat daar kos op ons tafels kan wees. Wees veral ook saam met U kerk wêreldwyd, die kerk wat moet stry en staande bly in 'n wêreld wat al hoe meer van U af wegstap. Ja, U kerk wat moet staande bly met die waarheid in 'n tyd waar die waarheid ook al hoe meer en meer verdraai word. En terwyl ons al hoe meer en meer ook die waarskuwing van U woord in ons gedagtes hou, wat ons waarsku teen die adder in ons eie binneste. Ja, dat ons ook as gemeente self altyd, maar altyd, ook die bediening van die woord in alles wat ons doen, sal toets aan die waarheid van die skrif. Ons wil vra, Vader, dat as ons van hier gaan, dat U ons sal lei deur U Gees. Skenk aan ons wysheid wat van Hom kom. Vul ons harte met Hom, sodat Hy ons meer en meer kan vestig in ons liefde vir Christus. Dit bid ons en vra ons alles in Sy naam alleen. Amen. Kom ons antwoord en ons sluit af met die sing van Psalm 116:2, vers 1 en vers 2. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam.
Kom ons rig ons harte op hom en gaan ook hier uit onder sy seënende hand met 'n Christus gesindheid. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly.